Faktorisering van 4 terme. Nou gaan ek dieselfde 4 term vat en ek gaan dit op 3 verskillende maniere faktoriseer. Groepering en dan wanneer vir jou 'n faktor gegee word en wanneer daar nie vir jou 'n faktor gegee word nie. En dit gaan ek opsplit en die een gaan ek doen met langdeling en die ander een gaan ek doen met inspeksie. Right, met groepering, baie belangrik. Jy maak groepe, jy kan kies, jy kan in fact daai twee en daai twee saamsit, jy kan daai twee en daai twee saamsit, jy kan besluit, maar 2 keer gaan dit werk, 1 keer gaan dit nie werk nie. So speel 'n bietjie rond, maklikste sou ek sê, eerste 2, volgende 2, haal 'n gemeene faktor uit, 'n x kwadraat, wat bly oor, 'n x plus 1. Haal 'n minus 4 uit, wat bly oor, 'n x plus 1. Wat is die gemeene faktor? Die gemeene faktor is x plus 1. Wat bly oor daar, 'n x kwadraat min 4. Baie belangrik, daar sal gewoonlik sê, faktoriseer ten volle, maak seker ek kan nie verder faktoriseer nie. Hierdie kan egter verder faktoriseer in 'n x min 2 en 'n x plus 2. Daar het ek volledig gefaktoriseer. Dieselfde 4 term gaan ons neem met 2 situasies wanneer hulle wel vir jou faktor gee en wanneer hulle nie vir jou faktor gee nie. Daarna gaan ek dit op 2 verskillende metodes doen. Ek gaan die een langdeling doen en die ander een deur inspeksie. Right, hulle gee vir jou 'n faktor. Jy weet, x minus 2 is reeds 'n faktor. So ek vat my deeltal, deel dit deur my deler, om 'n koëffisiënt te kry en noodwendig moet ek 'n res van 0 hê en dit bevestig net dat dit 'n faktor is. Wanneer jy nie 'n res van 0 het nie, dan weet jy het 'n fout gemaak. Dan gaan jy net moet teruggaan op jou eie stappe. Right. Soos in laerskool wat hulle vir jou geleer het met langdeling, ons deel eers, ons maal, ons minus en die volgende getal word afgebring. So, ons werk wanneer ons deel, werk ons net met die eerste veranderlike. Okay, ons begin daar. X tot die mag 3 gedeel deur x. Want x tot die mag 3 gedeel deur x, x gaan x kwadraat keer in x tot die mag 3 in. X kwadraat maal x is x tot die mag 3. Nou baie belangrik, nou het ek gedeel, wat is die volgende ding, is ek vermenigvuldig. Wanneer ek vermenigvuldig, moet ek wel met beide terme van die deler vermenigvuldig. X kwadraat maal x, x tot die mag 3, x kwadraat maal min 2 is minus 2x kwadraat. Volgende stap is aftrek. Wanneer ek aftrek, baie belangrik, elke term moet afgetrek word. So x tot die mag 3 minus x tot die mag 3 is 0, x kwadraat minus 2x, so verander in 'n plus, dit raak dus 3x kwadraat. Wat is my volgende stap? Ek bring af daai hele term met sy teken minus 4x. Nou begin ek weer voor. Wanneer ek deel ek net die eerste een. X gaan in x tot die mag 3 in. Dan 3x kwadraat in, positief 3x. Nou wanneer ek vermenigvuldig ek al twee terme. Alright, 3x maal x is 3x kwadraat. 3x maal min 2 is min 6x. Wanneer ek aftrek, baie belangrik, elke term se teken verander, 3x kwadraat min 3x kwadraat is 0. 4x minus 6x is dus 2x, dit raak 'n positief, is dus 2x. Bring af, laaste term minus 4 word afgebring. Begin weer van voor af, deel. X gaan 2 in x in 2 keer, 2 maal x is 2x, 2 maal min 2 is min 4. Wanneer ek aftrek, elke term word, as die teken verander, daar bly niks oor en ek het 'n res van 0. En dus bewys dit dat hierdie was 'n faktor van daai. Right, so nou het ek my 4 term is gelyk aan een faktor word gegee, die ander faktor het ons gesê is x kwadraat plus 3x plus 2. Hy kan verder gefaktoriseer word in x plus 1 en x plus 2. Daar is my 3 faktore. Wanneer geen faktor vir my gegee word nie, dan kan ek hierdie 4 term wat 'n uitdrukking is, wat gevra word om gefaktoriseer te word, dan kan ek
sien as 'n funksie. Dit is nie 'n funksie nie, dit is nie 'n vergelyking nie, maar gaan net speel, dis 'n funksie vir hierdie oomblik. So, sê nou maar dit was 'n funksie. Wat sou die oplossings gewees het vir f van x? Wat sou x gewees het vir f van x om 0 te wees? Dan raai ons 'n paar waardes. So ek raai sê nou maar 1. Ek sê, okay, kom ek stel x is 1. Wat sou y dan gewees het? 1 tot die mag 3 plus 1 kwadraat minus 4 maal 1 minus 4. Jy kan sien, positief 1 en 1, negatief 4 en 4, dit gaan nie vir my, geen om wat dit gee nie, maar dit gee nie 0 nie. So dis is x is 1 nie 'n oplossing van hierdie funksie nie. Kom ons probeer die volgende waarde. X is min 1. So ek vervang elke x met 'n min 1, so dit raak min 1, plus min 1 kwadraat, dit positief 1, min 4, min 4. Daai raak 'n positief 4, daai bly 'n negatief 4. En hier kan jy sien, min 1 plus 1, plus 4, min 4, dit is inderdaad 1. So ek weet, x is gelyk aan min 1 is 'n oplossing, sou hierdie 'n funksie gewees het. Maar omdat dit nie 'n funksie is nie, dis 'n uitdrukking, weet ek dat x plus 1 is 'n faktor van daardie vierterm. So as x plus 1 'n faktor is, nou kan ek verder gaan, nou kan ek langdeling doen, soos wat ek met die vorige voorbeeld gedoen het, of ek kan sê, okay, en ek gaan nou juist inspeksie doen, om 'n bietjie ietsie anders te wys, ek kan sê, alright, as ek x tot die mag 3 plus x kwadraat min 4x min 4, as ek dit vat, en ek deel dit deur 1 faktor, wat gaan ek oor hê? Ek gaan noodwendig 'n 3 term oor hê, wat ek nie weet wat dit is nie, ax kwadraat plus bx plus c. Hoekom? Want 'n 2 term, x plus 1, maal met 'n 3 term, gaan vir my daardie 4 term gee. X is in baie lelik geskryf. Right, so kom ons kyk gou-gou, en ons noem hierdie tipe inspeksie, so ek gaan eintlik baie vinnig kan ek kyk na, wat gaan vir my hierdie waardes gee. Kyk, ons kyk na die eerste een, x tot die mag 3. Wat maal wat gaan vir my x tot die mag 3 gee? Net die eerste 2 terme, 'n x maal met 'n ax kwadraat. So omdat my kwotiënt 1 is, 1x kwadraat tot die mag 3 gaan wees 1x maal met hoeveel x kwadrate noodwendig gaan a1 moet wees. So dit is eintlik 'n baie eenvoudige een. Die volgende waarna ons kan kyk is die konstante. En wat gaan my konstantes gee? Dis die twee konstantes vermenigvuldig met mekaar, moet vir my min 4 gee. So 1 maal met c gaan vir my min 4 gee. 1 maal wat is min 4? So noodwendig is c min 4. Ok, so daar het ons baie vinnig die eerste 2 koëffisiënte gekry. So ek het 'n x plus 1 en dan het ek 'n x kwadraat plus bx, waar ek nog onseker is, ek weet nog nie wat dit is nie, min 4 gaan vir my daai 4 term gee. Nou as jy volgende waarna kyk, ek het al reeds in die eerste en in die laaste 2 terme gekyk, so kom ons kyk gou na daai term, dis 'n x kwadraat. Wat moet ek hier vermenigvuldig om 'n x kwadraat te kry? 'n x maal met 'n bx, so dis bx kwadraat, en 'n 1 maal met 'n x kwadraat, so dis 'n x kwadraat. So x kwadraat is gelyk aan bx plus x kwadraat, x kwadraat. So wat gaan b wees? B gaan gelyk wees aan 0. Nou, as jy onseker is en voel, 'n bietjie van 'n weird getal, kom ons maak dus seker om te kyk na daai, want nog kan net een moontlike waarde vir b wees. So ek bevestig dit om te kyk na wat gee vir my min 4x. So om x te kry, gaan dit wees 'n x maal met 'n konstante, en daai x maal met 'n konstante, so gaan wees x maal met min 4x, en dan 1 maal met bx. Wat het ek daar? Weer eens bevestig dit vir my dat b gelyk is aan 0. As jy 2 verskillende waardes het, dan weet jy iewers het jy 'n fout gemaak. Right, so ons het b is gelyk aan 0. So ek het my 4 term hierso, wat gelykstaande is aan x plus 1, en dan ax kwadraat, ekskuus nie, ons het ons nou vir a uitgewerk, x kwadraat plus bx wat 0 is, minus 4. En dan faktoriseer ek ten volle, dis x plus 1, x min 2, x plus 2. So op al 3 hierdie metodes het ons presies dieselfde 3 faktore gekry.